Jesaja 57 vers 18. Ek het hulle weer gesien, ek sal hulle genees, ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Ek skep die vrug van die lippe. Jy sien, God sê, ek hoor wat jy sê, ek vorm die vrugte van jou lippe. Hoe kry jy God om te werk in jou lewe? Hoe aktiveer jy God se wonderwerkende krag? Jy spreek sy woord, jy bid sy woord, jy verklaar sy woord. God sê, ek vorm en maak dit wat jy aanhou spreek, dit wat jy die hele tyd en deurlopend voorbid, dit wat jy verklaar en spreek terwyl jy aanbid. Die woordjie vrug in vers 19 beteken wat jy uiter. Ek vorm en maak en skep dit wat jy uiter met jou mond, en as jy net sal aanhou en vashou aan jou belydenis, aan jou gebed, aan dit wat jy spreek, hou net vas daaraan. Wat is die vrug van ons lippe? Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Dis powerful, luister mooi. Die vrug van ons lippe is aanbidding, en daardie aanbidding is wat God gebruik en vorm vir ons toekoms. My vraag aan jou vanoggend is, wat spreek jy aanhoudend? Is jy deurlopend negatief? Wat spreek jy oor jou huwelik? Wat spreek jy oor jou finansies? Wat spreek jy oor daardie dwelmverslaafde kind van jou? Spreek jy lewe of dood? Want God gebruik ons aanbidding. God gebruik dit wat ons spreek, dit wat by ons monde uitkom. Vader, baie dankie Here vir hierdie woord vanmôre. Vader, wil U vir ons gee die krag en die wysheid en die insig om so attent te wees op dit wat ons spreek. Wil U gee, Here, wil U ons help, Heilige Gees, dat ons sal begin 'n lewe spreek in elke situasie. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen.